van lammers skaap. Ek dink dis nou uitgelig wat die wol en die veselpryse gemaak het en wat ewe skielik op die vleisprys gebeur het. En dan natuurlik die ander groot rolspeler is mos nou maar die mielieprys. Mielieprys en vleisprys is die twee faktore wat bepaal of ons gaan wins maak of nie. So hierdie is 'n ou lesing van Dr. Vlok. Praktiese beginsels mense. So ek dink nie dis nuwe nuus nie, maar ek dink dit is tog net belangrik dat ons weer daardeur gaan. Eerste ding, tipe skaap. Ek gaan dit aflees. Ouderdom, vleis, basterlammers. Ek dink die algemene term is basterkrag. Werk by beeste ook. Jy kry net addisionele groei. Ramlammers groei tot 600% vinniger as ooi en Hans of hamellammers. By die bees is dit nog 'n groter effek. Dis hoekom die voerkrale, noem maar dan nou maar diskrimineer teen jou verse. Dit gaan oor wat hy gaan terugkry sodra hy in die voerkraal sit. Selfe beginsel by die skaap. Swaar speenmassa is positief gekorreleer met 'n hoër GDT. My persoonlike ondervinding is, ons stel baie in die, kon sê die 7, 8 jaar wat ons terug nou deurgekom het met die droogtes, was ons geforseer om lammers op 'n baie ligte ouderdom te begin voer. Ek glo daaraan, 'n lam wat hier 7, 28 kg voor hom intrek voerkraal. Dis vir my die ideale, of naby die ideale gewig. Nou moet ek net die regte knoppies druk. Volg aanpassingsprosedure. As ek niks anders te reg kry vandag nie, dink ek, moet ek uitbrei daaroor. Ons voer die lam. Maar as ek sê ons voer die lam, praat ek nie die waarheid nie. Ons voer die bakterieë in die lam, die ooi, die ram se rumen. En dis waar ons kom by aanpassing. En as ons wil haastig word, dan gaan ons 12 tot 14 dae, ons gaan eintlik net mekaar se tyd mors. Vat liewers jou 12 tot 14 dae en pas jou lam aan. Met aanpassings sal ek nou 'n bietjie verder uitbrei wat ons presies moet doen. Want die rumen bakterieë moet gewoon word aan die stysel, die mieliekomponent. En ek dink om sommer net daarop verder uit te brei. 'n Ou het my in die week of laasweek gebel en sê, ja, maar sy lammers het opgeblaas, hy dink is van die melasse. En die volgende stap was nie opgeblaas, hy het suurpens, dit kom van die melasse af. Toe sê ek, nee, melasse gee nie vir jou suurpens nie, dis die mieliegedeelte. So ons moet seker maak dat daai rumenbakterieë gewoond word aan die styselfaktor, die mieliesaan. En weer eens manne, ek spring nog nie rond die naweek, die faktor wat naweke gebeur. En dis Brian, ek is baie bly oor wat jy gesê het, oor hierdie arbeidssituasie. Ek kan uitbrei oor wat het my gekos het jare terug om van 'n werker ontslae te raak. Die groot ding is, as jy suurpens kry, begin jy weer van voor. As hy rumen gebrand is, jaag hy lam weg. Jy gaan hom net nie reg nie. So aanpas. Daar is 'n manier om dit te oorbrug. Die Lacticon S is iets wat ek weet die hele man wat ook in die veld is, Chris, ek hoor nie regtig meer baie van dit nie. Maar dis van die ou nou regtig in die krisistye, daai jare toe dit so droog was, ons vinnig moes lammers of jy 'n spesifieke deadline het, ek moet die lammers aflaai by sê 15 November en jy het nie genoeg tyd meer nie. Dan kan ons die aanpassing wegvat of verkort deur die Lacticon S te doseer. Afriwet bemark het. Die laaste wat ek gehoor het, het rondom 17, 18 rand per kop gekos. Maar dan jy doseer hom en jy sit hom onmiddellik op die volrandsoen. Want jy sit daai lewende rumenbakterieë in en hier is die kos. Dan vlieg die kite. So, maar aanpas, vat jou tyd, moenie haastig wees nie. So, dis baie belangrik vir my. Voeromsetting verbeter met 30 tot 100% deur gebalanseerde rantsoen te gebruik.
Hoër inname, minder vermorsing. Ek dink dis waar ek inkom. Wat is Raymond van Voermol, die manne van, maak nie saak, alles konkurrente. Ons moet die regte rantsoen aan mekaar sit. By my, weet julle, wat is my rantsoen of my produk, is die skaapvetkonsentraat. Ek het nie 'n pil nie. As jy hom wil gepil hê, kan ek dit vir jou by die koöperasies laat maak. Hier's nou 'n nuwe man daar by Groenbossies wat ook vir jou pil kan maak. Ek gee vir hom die rantsoen. Ek maak seker hy sit die regte grondstowwe in dat jy die kwaliteit produk kry. Ek wil myself nie vooruithaal. Ek dink die volgende skryfies gaan kom oor daar so 'n paar snaaks, weet 90% haverwys lupine. So kan nou hierdie hele goed grof gemaal. Kyk net hoe verander die voeromsettings. Ek dink is nou daar is die rooi knop hierso net. Maar en dis die belangrike gedeelte. Hier lê die kruks. Hoe beter daai voeromsetsyfer is, 4,5 na 5,5 vir 1 kg vleis. Dis eintlik die maatstaf wat vir ons sê, ons maak 'n geldjie, of ons gaan 'n ordentlike geldjie maak. So dit is baie krities daar. Die ouderdom, ek dink die volgende skryfie of die volgende gaan vir ons wys hoe jou voeromsetverhouding verbeter. Jong lam, dis waar ons nou weer terugkom met die kruip, kom ons kyk net gou, ja. Kyk net daai verskille daarso van ouderdom. 42 dae 1-op-1. Die 1 kg kos 1 kg vleis by. En op 160 dae gaan hy na 5,5 vir 1 kg vleis. Maar dit is krities belangrik. Veral as jy nie jou eie lammers voer nie. Maak hierdie vir jou 'n groot ding. As 'n ou wil gaan lammers inkoop en self voer. Ek dink nie hier's regtig iemand voor my wat die Skalk van 'n Merwe en die manne wat dit bestaan gedoen, dink ek nie nou hierso nie. Maar dis hoekom dit so belangrik is om te gaan kyk en seker maak hoe oud is daai lam? Waarvan kom hy? Hoe sy gaan hanteer? Ek wil al daai goed, ek gaan nou nie in detail daar gaan nie, maar hierdie is 'n baie belangrike wat ons moet weet. En weer eens maar waar begin ons voer? En ek gaan nie afsluit, ek moet net opsom. Dis hoekom in hierdie tye wat ons nou deurgekom het met die hoë mielies, lae vleispryse, was die enigste vorm van voer wat ek aanbeveel het, behalwe ek praat was prikkelvoeder, kruipvoer op lammers. Want jou voeromsetverhouding maak dit nog ekonomies. Gee die kruipvoer en bemark hom as 'n stoorlam, dat die voerkraal moet omgaan. En in dieselfde asem wil ek daar aansluit om te sê, dan moet jy vir jou voerkraal of jou aankoper sê, luister, hierdie lam is klaar aangepas. Hy moet vir jou 'n premie gee, want hy hoef nie nou nog weer 'n 12, 14 dae aanpassingsperiode te hê nie. So, hou dit in jou agterkop, as jy dit doen, laat jy met jou koper kan sê, dis wat ek wil hê. Weet nie of jy dit reg gaan kry met daai nie, maar ja. Dis die basis goed, man. Voer moet smaaklik en aanvaarbaar wees. Vir my stowwerige voer. Dan die ionofore. Ek wil net teruggaan. Een van die groot redes is hoekom ek vandag nog altyd trots is om by Mollatrek te staan hier voor julle. En is die grootste daar's net een verskil tussen ons en ons konkurrente Voermol. Ons gebruik net besproeiingsriet. En ons ontbas die riet na die suiker uitgehaal het. So ons werk net met die pit of die murggedeelte. Hoekom daarbal? Ons vat daai murg en pit en ons sit stroop by en ons kan baie meer stroop insit. 'n Sak molassemeel van my het 75% stroop in en 25% balkas. Jy kan nie glo as jy daai sak uitskit dat dit die geval is nie. En dis met deur die bank met al ons produkte. Met ons konsentraat skaapvet, met ons meester 20's, ons sit meer stroop in. En meer stroop gee vir ons die ekstra suiker, smaaklik, en ooruit dan hoe jy ekstra stroop in het, maak dit minder stowwerig. Ek bedoel, as jy jou eie mengslok maak, ek sê altyd, jy kan hom so druk, dan kan jy mos voel, hy moet nie pap, jy moet net aan jou hand begin vashit, maar,
En ons konkurrente kan nie dit regkry nie, want hulle gebruik droëland en besproeiing. So dis die lank en die kort. Hulle het net sulke goeie produkte soos ons, maar dis die voordeel wat ons bokant hulle het, die ekstra stroop en sak vir sak deur die bank. Implantate, dis opsioneel, in vandag se tye, die manne sê altyd, daar is dit betaal, so praat met jou verskaffer en hoor by hom, wat dink hy? Hy gee vir jou maar dis nie vir my 'n alfa en omega nie. Vitamienaanvullings, dis logies. As jy dit vir jou dier gee, gaan jy beter performance kry. Dis nie eers om te dink aan nie, bloednier pastorella. Maak seker jou diere is skoon. Ek sê altyd, ek voer die skaap. Ek wil nie die klomp parasiete voer nie. En manne, oor ons die lammers in die skaap op 'n hoop gooi, kom maar vinniger parasiete. En ons gaan nou by die staandheid kom. Die moeilikheid is, jy het nou gedoseer. En as jy by dag 35, 40 kom, kan daar alweer 'n infestasie wees. So maak net seker, kyk wat in die kraal aangaan. Hou daai mis dop. Hou jou lammers dop. Jy gaan hulle identifiseer. Die wolstorie, veral nou weer, obvious. Skeer hom af, sy ekstra inkomste. Teen huidige pryse nou, ek het nou nie vandag 'n som gemaak nie, maar jy kan amper daai lam se wol verkoop, dan betaal hy amper jou sak voer. Hy gaan 'n groot deel daarvan betaal. Vreedspasie, nie onderhandelbaar nie. As elke ou mens kan eet, dan is dit mos so logies, dan gaan hy sy fair share inname kry, verhoogde inname, en dan jy vinniger groei. Daar is die storie weer van die kruipvoer. Gaan nie weer daaroor praat nie. Skadi, hier sit ons vandag, kyk wat is die temperature vandag. Kom ons dink, 'n ding wat warm kry, kan nie vreet nie. Warm lug inasem, drink meer water. Vreet minder voer, groei stadiger, swakker voeromset. Gaan terug na die water. Dus ek by 'n boer op die plaas kom, of veral op 'n voerkraal situasie kom. Die eerste plek wat ek nou toe stap is die waterbakke. Water moet skoon wees. Verkieslik koel. Dis nie altyd moontlik nie, maar veral hier in die Karoo waar die water oor lang in swart pype lê en partykeer bo-gronds, dan is daai water so warm. Hoe dink jy met daai skape drink as dit so warm is? En dan gaan ek nou 'n stelling maak wat ek ondervind is. Ons sê altyd voerinname dryf waterinname dryf stimuleer voerinname. So baie mense dink is die voer wat om die waterbak te stuur, is anders om die water trek die voerinname, verhoog die voerinname en ons moet inname kry. So ek begin letterlik eers die waterkrippe en ek sê altyd vir daai ingenieurs van ons, gaan jy hier drink? Nee meneer, sê ek nou, hoe dink jy die skaap moet drink? Of die lamme, die kalvers moet drink. So dit is krities manne. Ons los die name, man in daar in die Sierveld, een van die baie duplessies. Het was 1000 lammers gevoer, 'n hele paar jaar terug, seker 10, 12 jaar terug. Net die waterkrippe skoonmaak, elke dag, elke derde dag en 1 keer 'n week. 180 gram GDT, 220 GDT en oor die 300 GDT. Net die water, krippe skoonmaak. So, skoon water, krippe is nie onderhandelbaar nie. Dis die bottom line. Daar's weer die skadu storie. Dit moet nou iets logies dat as jy skadu weet, dan gaan dit beter wees, maar ek bedoel dis nie vir 'n tydelike of vir 'n tussentydse is dit moeilik. Area. Ons moet oppas vir te groot krale. Ons wil hulle mos nou hulle moet die eet, water drink en eet. Ek bedoel so daar sê hulle 3 vierkante meter per skaap. En ek is nie seker wat vorentoe gaan kom met die kleiner groepe. Ek wil nie graag meer as 50 lammers of skaap in 'n groep hê nie. So 3 vierkante meter en dan so groepgrootte is nogals baie krities. Ligging teen 'n helling vir dreinering.
jare terug hier by Hein het ons proewe gedoen, toe gaan dit aan die reën. Dis aan die dreinering nie. Daai proef het net daar doodgereen, ons die lammers uitgejaag veld toe, want hulle het nie diep in die modder gestaan. So dis baie belangrik. Kyk wat het vanmiddag met die wind gebeur. Ons het nou daar gesit, ewe skielik van wes na oos, nou het hy omgegooi oos toe. So daai ammoniak opbou. Weer 'n kliënt van my daar in Karere omgewing. Hy bel my letterlik 'n maand terug. Nee, toe was ek oor see. Net voor ek oorgegaan het. Hy sê, "Yes, sy lammers groei nie." Mense toe in daai kraal, hy het 'n afdak. Toe gaan stap te slaan hy ammoniak dat ek uitstaan weer by die deur. Nou vra ek vir jou, hoe wil daai man hê moet daai lammers groei? So ventilasie is net so belangrik. Veral as jy op 'n gereelde basis. Daai man voer nou al seker, ek ken hom nou 19 jaar. Hy voer al 19 jaar. Ek dink hy kraal al een keer skoon gemaak het. Maar toe sy nou vir my kwaad oor hy nie groei kry nie. Daar het ek het ongelukkig klaar genoem. Die groep opdeling, liggaamsmassa definitief. Kyk hoe lyk die kondisie, ouderdom het ek klaar aangeraak en obvious geslagte ook. Daar die kribspasie aanpassingsperiode, daar moet net genoeg vreedspasie wees. Geen selfvoeders in voerkraal. En ek gaan op hierdie 'n bietjie, 'n selfvoeder is 'n wonderlike ding. En daar het Vlok nou gesê geen selfvoeders. As jy regtig groot voer by al mense, dan moet ons oop krippe hê en elke dag voer. 'n Selfvoeder kan werk, mense. Maar jy moet die selfvoeder bestuur. Ek verwys nou elke slag na Redline Meats, ek dink julle almal weet wie dit is. Dis sonder om 'n naam te noem. Ek en hy man beklei vir die laaste 7 jaar oor selfvoeders in sy voerkraal. Want sy werkers gooi die selfvoeder 7 sakke in en dan blok hy. En dan as dit einde van die maand kom, dan is dit weer die lammers het nie gegroei nie. Dan bel hulle my, dan kom ek daar, dan die selfvoeder geblok. So 'n selfvoeder is 'n wonderlike ding, maar hy werk nie. Die rede, die volgende punt, vars voer. As jy kan 3 keer 'n dag kos gooi, nog te beter. Dit moet inpas by jou stelsel, maar 'n minimum van 2 keer 'n dag vars voer. Plaas waterkrib is ver moontlik van voerkrib in die kraal. Ek bedoel, ons skat ons nou nie kilometers nie. So in oppas vir dis maar net weer as daar vermorsing is, 'n modderigheid. So dis maar die krisis daar. Daai hoogte 30 cm van die grond af. Nie te groot krib nie, baie belangrik, weer eens, hoe kleiner die krib is, hoe vinniger hersirkuleer die water, hoe koeler is die water. Dis maar sê Vlok het ook nou. Ek weet nie of julle hier net wil kyk nie. Ek dink ek gaan dit eers net verbygaan. Interessant daai van die hoendertjies. Vir larwes eet dan jy minder vliee. Plaasteen is, ek bring net vandag daarop staan, my konsentraat het die ammoniumkloried in, jy sal nie, of behoort nie stene te kry nie. Waar daar baie hoë kalsiumvlakke in jou waters, moet ou net dalk oppas, dan kan ou dalk met mekaar praat om 'n bietjie ekstra ammoniumkloried in te sit. Ek weet nie hier by ons regtig groot probleem gewees met vrotpotjie nie. Kom ons glo dit gaan weer binnekort natter wees. Ons het dit nodig, maar is maar hoofsaaklik ook om die waterbakke, wat ek nou probeer sê het. Bestoor die oppervlakte met kalk, voetpad, dis die normale prosedure. Die manne gebruik dit baie daar naby my in die Suurveld ook. Formalien oplossing 5% sinksulfaat oplossings. Daar is hier rantsoene. Maar ek hou daarvan, elke plaas verskil, elke ou maak sy eie dinge. Praat met my, maar en dan maak ons net seker ons is 100% reg, want daar is blykbaar gaan daar weer voergraad gars beskikbaar wees. Ons kan dit inbring. Maar ek wil nie eens met ontslae raak van ons milies nie. Ek wil net gou hier 'n ander kort skyfie nog vir julle wys.